Johannes 18 vers 1 tot 40. Nadat Jesus dit gesê het, het hy met sy disippels oor die spruit Kedron gegaan, waar daar 'n tuin was, waarin hy self gegaan het en sy disippels. En Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus daar dikwels met sy disippels saamgekom het. En Judas het die afdeling soldate en die dienaars van die owerpriesters en die fariseërs geneem, en daar gekom met fakkels en lampe en wapens. En omdat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê, "Wie soek julle?" Hulle antwoord hom, "Jesus, die Nasarener." Jesus sê vir hulle, "Dit is ek." En ook Judas, sy verraaier, het by hulle gestaan. Toe hy dan vir hulle sê, "Dit is ek," het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. Hy vra hulle toe weer, "Wie soek julle?" En hulle sê, "Jesus, die Nasarener." Jesus antwoord, "Ek het vir julle gesê dat dit ek is. As julle my dan soek, laat hierdie manne weggaan, sodat die woord vervul sou word wat hy gespreek het. Uit die wat u my gegee het ek niemand verloor nie." En Simon Petrus, wat 'n swaard gehad het dit uitgetrek en die diensknegt van die hoëpriester geslaan en sy regteroor afgekap. En die naam van die diensknegt was Malkus. Toe sê Jesus vir Petrus, "Steek jou swaard in die skede. Die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie?" En die afdeling en die owerste oor 1000 en die dienaars van die Jode het Jesus gevange geneem en hom geboei. En hulle het hom weggelei, eers na Annas, want hy was die skoonvader van Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester was. En dit was Kajafas wat aan die Jode die raad gegee het, dat dit voordelig is dat een man vir die volk sterwe. En Simon Petrus en 'n ander disipel het Jesus gevolg, en daardie disipel was met die hoëpriester bekend, en het saam met Jesus ingegaan na die binneplaas van die hoëpriester se paleis. Maar Petrus het buitekant by die deur bly staan, en die ander disipel wat bekend was met die hoëpriester, het uitgegaan en met die deurwagster gepraat en Petrus ingebring. Toe sê die diensmeisie, die deurwagster, vir Petrus, "Jy is tog nie ook een van die disipels van hierdie mens nie?" Hy sê, "Ek is nie." En die diensknegt en die dienaars het by 'n koolvuur gestaan wat hulle gemaak het, want dit was koud, en hulle het hul warm gemaak, en Petrus het by hulle gestaan en hom warm gemaak. Die hoëpriester ondervra Jesus toe oor sy disipels en oor sy leer. Jesus antwoord hom, "Ek het ronduit tot die wêreld gespreek. Ek het altyd in die sinagoge geleer en in die tempel waar die Jode van alle kante vergader, en in die geheim het ek niks gespreek nie. Wat ondervra u my? Ondervra hulle wat gehoor het wat ek tot hulle gespreek het. Hulle weet tog wat ek gesê het." En toe Jesus dit sê, het een van die dienaars wat daar staan, Jesus in aangesig geslaan en gesê, "Antwoord u die hoëpriester so?" Jesus antwoord hom, "As ek verkeerd gespreek het, getuig van die verkeerdheid. Maar as ek reg gespreek het, waarom slaan jy my?" En Annas het hom geboei na Kajafas die hoëpriester gestuur, en Simon Petrus het hom staan en warm maak, en hulle sê vir hom, "Jy is tog nie ook een van die disipels nie?" Toe ontken hy dit en sê, "Ek is nie." Een van die hoëpriester se diensknegte, wat familie was van die man wie se oor Petrus afgekap het, sê, "Het ek jou nie in die tuin van hom gesien nie?" En Petrus het dit weer ontken, en dadelik het die haan gekraai. Toe neem hulle Jesus van Kajafas na die goewerneur se paleis, en dit was vroeg in die môre, en hulle het self nie in die paleis ingegaan nie, dat hulle hul nie sou veronreinig nie, maar dat hulle die Pasga kon eet. En Pilatus het na hulle uitgekom en gesê, "Watter beskuldiging bring julle teen hierdie man in?" Hulle antwoord en sê vir hom, "As hy geen kwaaddoener was nie, sou ons hom nie aan u oorgelewer het nie." En Pilatus sê vir hulle, "Neem julle hom en oordeel hom volgens julle wet." En die Jode sê vir hom,
Dit is ons nie geoorloof om iemand dood te maak nie, sodat die woord van Jesus vervul sou word wat hy gesê het om aan te dui hoedanige dood hy sou sterwe. Pilatus gaan toe weer in die goewerneur se paleis en roep Jesus en sê vir hom, "Is u die koning van die Jode?" Jesus antwoord hom, "Sê u dit uit u self, of het ander u dit van my gesê?" Pilatus antwoord, "Is ek dan 'n Jood? 'n volk van die owerpriesters het u aan my oorgelewer. Wat het u gedoen?" Jesus antwoord, "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie." Pilatus sê toe vir hom, "Is u dan tog 'n koning?" Jesus antwoord, "U sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem." Pilatus sê vir hom, "Wat is waarheid?" En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle, "Ek vind geen skuld in hom nie, maar julle het 'n gewoonte dat ek vir julle op die Pasga iemand moet loslaat. Wil julle dan hê dat ek vir julle die koning van die Jode moet loslaat?" Toe skree hulle almal weer en sê, "Nie vir hom nie, maar Barabbas," en Barabbas was 'n rower. Johannes